Dit is so noodsaaklik, broer en suster, dat ons as Christene in voeling is met die fundamentele aspekte van ons geloof. Alles wat ons bewustelik oortuig is van as Christene, alles wat ons onbewustelik instinktief glo as Christene, berus op ons Christelike of Christen fundament. Soos 'n huis rus op die fundament, so rus ons Christelike menswees op ons Christelike fundament. En hierdie fundament kleur ons lewens, wat ons verwag, hoe ons na die lewe kyk, hoe ons dink, hoe ons beplan, hoe ons gelukkig is, wanneer ons ongelukkig is, ensovoorts. En wanneer ons gestres is, dit bepaal wat ons bid, hierdie fundament. Dit bepaal alles wat ons verwag van die Here in alle omstandighede. En so het ons byvoorbeeld weer gedink verjaar aan ons Christelike fundament, Jesus se kruisdood, sy opstanding, sy hemelvaart. En nou, tradisioneel 10 dae na die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was ook die geboorte van die eerste kerk gewees. Dis waaroor Pinkster gaan. Pinkster is miskien die grootste werklikheid vir ons in ons Christelike geloof. En dis nuus vir baie mense. Ons dink tradisioneel aan Jesus en Jesus se dood en opstanding. En natuurlik, dis die kern van alles. Maar dit wat ons ervaar, dis wat ek weet, dis wat ek hoor, dis wat ek voel, my lewe as 'n Christen, my broers en susters, is 100% die werk van die Heilige Gees. Ons hoor hom nie, ons sien hom nie. Ons is baie keer, 99% van die tyd, nie bewus van die Heilige Gees aan die werk nie. Baie aktueel, want hy is die een wat alles van God die Vader en Jesus na ons toe bring, en alles van ons af terugvat na die Here, en vir hom vertel, hoe gaan dit met ons, wat voel ons, hoe dink ons, ensovoorts. Jesus se kruisdood, opstanding en hemelvaart, dit word oorgedra, die betekenis daarvoor, die neerslag daarvan in ons lewens, dit word oorgedra deur die Heilige Gees. Ons ervaring van die Here is outomaties ons ervaring van die Heilige Gees. Die stigting van die eerste Christenkerk het dan ook begin die stigting van die Christenbediening. Bediening, die oordra van die Christelike geloof aan gemeentelidmate. Soos jy bedien word in 'n restaurant, so bedien dominees die Christelike geloof vanaf die kansel elke Sondag. Deur hierdie bediening dra ons geestelike waarhede oor aan ons lidmate. Geestelike waarhede wat nodig is vir jou dag tot dag lewe. Geestelike Christen waarhede wat ankers is vir ons in ons Christelike en alledaagse geloof. Dit is ook geestelike padkos. Dit help ons bou aan ons Christelike en geestelike fundament. Pinksterdag, die verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees, 10 dae na Jesus se hemelvaart. Dit staan bekend dan as die geboorte van die kerk. Eerste gemeente, lidmaattal so wat 3000. Die gemeente wat die vinnigste gegroei het en met die grootste lidmaattal ontstaan het, die werk uit en uit van die Heilige Gees. Jesus was deur die Vader se wil by sy disippels ongeveer 3,5 jaar. Met die uitstorting van die Heilige Gees, broer en suster, kom die Here in elke lewe van 'n Christen in. In ander woorde, dit was baie belangrik vir die Vader, nie net om vir Jesus te stuur sodat daar 'n uitgesoekte klompie mense was wat nou net op daai tyd geleef het in Jerusalem en nou net gelukkig was om daai tyd te sien watter wonderwerke die Here doen. Nee, dit was net die begin. Dit was die begin gewees. Anders sou die Christendom vandag bloot beperk was tot Israel en 'n Israeliese godsdienst was en nie wêreldwyd nie. Nee, met die uitstorting van die Heilige Gees, en ons gaan vanaand af in detail besonderhede daarna kyk, het die Here dit gestuur, God om by elkeen van ons te wees. Elkeen van ons, en dit is in kernwaarheid. Die Here was tot en met die uitstorting van die Heilige Gees by mense, soos ons vanoggend by mense is. Soos jy by die huis en oral by mense is, was die Here by mense. In uitsonderlike geval in die Ou Testament was die Heilige Gees in mense. In mense. Daar's baie dinge wat
in ons is. As ek miskien so gaan vergelyk, ek hoop nie, dis 'n slegte vergelyking nie, jou man, jou vrou, jou kinders is nie net by jou nie, hulle is in jou. Hulle is in jou omdat jy vir hulle lief is. Hulle is in jou omdat hulle liefde in jou is, omdat jy aan hulle dink, omdat jy hulle bekommerd is, omdat jy vir hulle omgee, is hulle in jou as ware. En by jou. Dis al wat in jou is. Die res van die mensdom is by jou. As jy gaan werk, is jou kollegas en wie ook al saam met jou is by jou. Hulle is nie in jou nie. Die Heilige Gees is in jou, broer en suster. 'n Makliker vergelyking wat meer help, dink ek, soos jou gewete. Daai stemmetjie, dis nie 'n stemmetjie nie. Dis nie iets wat jy hoor nie. Dis 'n gewaarwording. Ek moet dit, ek moenie dit nie. Of ek moet besop van dit, of hoekom nie dit nie. Ons kry gedurig daardie rigtingaanwysers in ons lewe. Ons praat maar baie daarvoor is gewete. Dis basies hoe die Heilige Gees in ons lewe homself laat geld. Hoe ek weet hy's daar. My getuienis van hom, my ervaring van hom is soos daardie in aanhalingsteken stemmetjie of gewaarwording. Die Here kom in ons bly en Paulus het 'n pragtige, wonderlike ervaring gehad. Hy was 'n absolute voorbeeldige, wat ons vandag sou sê, Christen. Hy het gespog daarmee dat al die 500 plus wette van Israel het hy almal stiptelik nagekom. Maar hy het nie gelet op die sonde binnekant in hom nie. En dit is een van die groot verhale van die Ou Testament. Die Here wat mense geseën het deur vir hulle 'n klomp reëls en regulasies te gee oor hoe om te lewe, en hy het dit gedoen soos hulle geseën, so het hulle kos gehad, hulle het almal landbouers gewees, alles het goed gegaan. Maar die Here het deur die verloop van die Ou Testament gesien dat die een area waar die Here nie by kan uitkom nie, die plek waar wette ons nie help om reg te lewe nie, is in my gedagtegang en my emosies. Daar is dit wild en wetteloos. Gaan lees maar Romeine 7 en 8, waar Paulus sê, hy wil sy hare uittrek, hy sê, en hy hou aan daarmee, hy sê, wat ek wil, kan ek nie. En dit wat ek nie wil nie, die doen ek. En dan sê hy, maar dis die wil, dit is die wet van die sonde. Dan kom hy by Genesis, net die volgende hoofstuk, die eerste vers. Dankie tog van die wet van die Heilige Gees. Daardeur kry ek dit nou uiteindelik reg, om juist te doen wat ek wil doen, wat ek nie kon nie, omdat die sonde my lewe oorheers het. Sondige natuur word nie verander deur wette nie. Dis hoekom daar soveel mense is, goeie mense, wat hard spook en spartel in hierdie lewe, my broer en suster. Die verreweg die meeste daarvan in absolute stilte spook jy met goede in jou lewe, wat jy nie daar wil hê nie, wat nie reg is nie, wat omkrap, wat verkeerd is, wat stres veroorsaak. En so kom ons aangaan. En die Here het vir ons die Heilige Gees gegee. Ek hardloop nou vooruit. Ons die dag toe mense se lewens radikaal verander het. Die aanleiding daartoe, baie belangrik, ons sal vanaand daarna kyk in detail, waar die Here vir die mense sê, vir sy disippels sê, is beter as ek weggaan, want as ek weggaan, dan kom die Heilige Gees. Dan kan hy by julle almal wees. Dan, en van daai dag af, vanaf Pinksterdag, my broer en suster, het al wat 'n mens is, daai 3000 se lewe is onmiddellik verander. Hulle het onmiddellik die ervaring gehad van 'n wonderwerk. Jesus was nie daar nie, sy wonderwerke het steeds voortgeduur. En dis die feit en die ervaring van Christene is wonderwerke. Jesus wil gedurig wonderwerke doen, want dit is die beste manier hoe ek die Here ervaar. As daar in my lewe iets gebeur wat ek nie kan nie, wat ek weet, dit is wat die Here gedoen het, wonderwerke. Radikale veranderings in lewens, 3000 bekeerdes op een dag, wonderwerke. Veranderings wat dan intree by 'n paar areas van ons lewe, en ek sluit af. Die eerste area in ons gedagtegang. Hier help die Here vir ons
in ons gedagtegang om al hoe skoner en skoner en skoner, al hoe minder stres, al hoe minder wrywing, al hoe minder probleme. Ons gedagtes is 'n magtige wapen in die hand van ons sondige natuur om ons lewens te vertroebel. Dis hoekom mense wat pille maak om jou te help met die gevolge van wat jou gedagtes aan jou doen, so baie geld maak. Mense sukkel verskriklik met hulle gedagtegang. Dit is so moeilik om dit te beheer. Veral as dit slegte omstandighede is, dan sukkel jy des te meer, want dan wentel jou gedagtes net om daai omstandighede aan mekaar. Jy is as ware 'n slagoffer van jou eie kop. Hierbo die Heilige Gees, en dis hoekom ons moet bid. Here, ek as 'n Christen is nie veronderstel om die slagoffer te wees van my kop nie. Heilige Gees, help my en maak my vry van wat in my kop aangaan. Hierbo radikale verandering. Tweede in die hart. Die kop in die hart, dis tweeling boeties of sissies. Wat hier gebeur, kry neerslag hierso. Wat hier gebeur, die twee is heeltyd in wisselwerking. En die kombinasie van slegte gedagtes en slegte emosies, my broer en suster, is dodelik. Dodelik in terme van hoe dit ons lewens versuur. Hoe dit vir my in 'n slegte by kry en daar hou. Hoe ek moet spook om verby dit wat in my lewe aangaan, wat my kop en my hart my worstel om verby dit te kom. Die hart. Daardie 40 dae na Jesus se opstanding het die disippels geleer dat hy gaan deur die Heilige Gees dan regeer oor sy gemeentes dwars oor die wêreld. Omgee gemeente, dis wat Jerusalem was, soos min. Alles verkoop wat mense kon, niemand het enigsins arm gewees in daardie gemeente nie. Nederigheid, nog 'n faktor, nog 'n werk van die Heilige Gees, wat ons kan sien, die gevolg was van daardie gemeente in Jerusalem. En toe, wat het verder gebeur? Daardie verhaal van Handelinge vertel van ons, daardie 3000 het bly groei, by die duisende en duisende. En toe moes die Here ingryp, om daardie wonderlike begin van die Christendom te versprei. Dit kan nie bly net in Jerusalem nie. En toe laat die Here toe dat daar vervolging kom en daai Christene spat uit mekaar uit. Dwars die res van Israel, hulle neem hulle geloof saam, hulle begin oral gemeentetjies. Dan die verhaal van Paulus, dwars die Asië, vandag se Turkye, Griekeland, Italië, en so het die Christendom begin. Amen. Hemelse Vader, dankie Here, dat ons hierdie wonderlike gebeurtenis elke jaar kan vier. Ons moet dit sommer elke maand doen, elke week. Want dis die groot verskil wat in ons lewens inkom. Dis wat vir ons in kontak hou. Een maak met almal van hulle wat voor ons gegaan het. Een in terme van ons ervaring van die Here. Een in terme van die geseëndheid wat die Heilige Gees in ons lewe indra. Een in terme van die vryheid wat ons al hoe meer en meer verkry deur die krag van die Heilige Gees. 'n Heeltemal 'n ander lewe. Dit kan nie sonder die Heilige Gees nie. Here, dat ons sal honger wees vir die Heilige Gees in sy werk in ons lewens.